Hemelvaartsdag is 'n groot dag vir ons as kinders van die Here. Dit is een van die heilsgebeure in Jesus Christus se lewe wat vir ons baie baie belangrik is. Want met die hemelvaart van Jesus, of met sy hemel toe gaan, word Jesus op 'n nuwe manier teenwoordig hier by ons. Kan jy jou indink aan jou kinders of iemand se kinders of kleinkinders of wie ook al wat buitekant speel in 'n parkie of op 'n speelterrein en die Here is nie teenwoordig nie. Dit is dan 'n groot gemoedsrus vir my as ouer en as oupa en as ook gemeenskapslid hier in Amersfoort, as ek die skoolkinders hier oorkant ons sien speel op die skoolterrein, dat die Here teenwoordig is. Kinders speel nie alleen nie. Ons is nie alleen nie. Kom ek lees vir julle die gedeelte in Lukas 24 wat vertel van Jesus se hemelvaart van vers 44 af in Lukas 24. Daarna het hy vir hulle gesê: "Dit was my woorde wat ek tot julle gerig het toe ek nog saam met julle was, dat alles wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskryf is, vervul moet word." Daarop het hy hulle verstand daarvoor geopen om die skrifte te verstaan. En vir hulle gesê: "So staan daar geskryf, dat die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan, en dat in sy naam bekering tot die vergifnis van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin en getuies van hierdie dinge wees. En kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur, maar bly julle in die stad, totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word." Daarna het Jesus hulle uit die stad gelei, tot by Betanië. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer. En hulle het God voortdurend in die tempelterrein bly prys. Toe wag hulle natuurlik nou vir die uitstorting van die Heilige Gees en hulle word die getuies. Hulle moet vertel van Jesus, nadat Jesus natuurlik hulle verstand geopen het om te verstaan wie hy is en hoekom hy moes kom en wat dit beteken vir die mensdom. Nou na Jesus se kruisiging was Jesus weg, as 'n mens dit so kan stel, en na sy opstanding, toe is Jesus weer terug. En toe, na sy hemelvaart, toe is Jesus weer weg, maar eintlik terug. As 'n mens so met die woorde kan speel. In die Ou Testament het die Jode vir God aanbid as die God van Abraham, Isak en Jakob. En na Jesus se hemelvaart sien ons dat hierdie disippels God aanbid as Jesus. Jesus is die Here. En dis natuurlik een van die grootste redes waarom die Jode Christene gehaat het. Want hulle het gesê Jesus is nou God. Jesus is God. En ook die Romeine, want hulle het gesê Jesus is die enigste Here. Daar is geen ander Here nie. En daarom is hulle vervolg. Die hemelvaart bevestig Jesus as die Here van die hemel en die aarde. Dis 'n troonbestuiging, kan 'n mens dit amper noem. En hy alleen word die gesig van God as Vader, Seun en Heilige Gees. Jesus is die een wat God aan ons kom openbaar het en daarom aanbid ons hom. En natuurlik weet ons nou, deur hom aanbid ons die drie eenheid. En Jesus beklemtoon ook hierso in hierdie stukkie dat bekering moet verkondig word in sy naam. Want hy is die deur, hy is die weg, hy is die Here. Bekering moet in sy naam verkondig word. Baie belangrike goed wat in hierdie stukkie staan. Bekering was 'n maklike konsep vir die Jode en die heidene van daardie tyd. Dit beteken doodeenvoudig, as 'n Jood tot bekering wou gekom het, dan moes hy Jesus aanvaar as God. En as die heiden, die nie Jood tot bekering wou kom, dan moet hy Jesus aanvaar as die enigste God, die enigste Here. Dit is wat bekering beteken. Eintlik, figuurlik gesproke, beteken dit, rig jou oë op na hom in die hemel. Hy is nou die enigste een in die hemel. Daar is niemand anders nie. Bekering in ons dag is natuurlik dieselfde. Ons moet ons oë wegdraai van onsself, ons eie wêreld, ons eie dinge en na Jesus toe, wat die Here is. Ons raak deel van sy koninkryk, van sy heerskappy. Ons aanvaar sy heerskappy en ons erken sy heerskappy in ons lewens, in ons omgewing, in ons dorp. Dit is wat dit beteken om tot bekering te kom. Vergifnis van sonde,
is 'n baie belangrike ding. Jesus sê, gaan en verkondig vergifnis van sonde. Maar nou is vergifnis van sonde 'n geskenk van God, natuurlik op voorwaarde van God. Jesus het die oordeel van die sonde weggeneem vir die een wat hom aanvaar as Here. Dit is 'n wonderlike vryspraak, dat al die skuld wat ek kan hê, wat uit my verlede uitkom en ek nog gaan doen, is totaal afgeskryf, is vergewe, vergifnis. Dit is wat genade is. Dis Jesus Christus. En dit beteken ons moet ons hele fokus verskuif. Ons verkeerde fokus teenoor God en teenoor ons medemens wegskuif na Jesus toe. En Jesus verander ons. Hy maak ons hart anders teenoor God en teenoor ons medemens. Saam met hierdie geskenk van genade, van vergifnis, ontvang ons ook 'n nuwe manier van leef en kyk. God se koninkryk. En Jesus open hulle verstand om te verstaan, en dis baie belangrik, want 'n rasionele begrip van wat Jesus gedoen het en wie hy is baie belangrik vir ons. Daarom doen ons ook in die kerk natuurlik disipelskap en kategese ensovoorts in Bybelstudies en bidure en eredienste, want ons moet 'n ordentlike rasionele begrip ook hê van wie Jesus is. En daarom, dis baie belangrik. Dis vandag nog so belangrik. En dan sê Jesus ook, draai na my toe en aanbid my. Dis wat die disippels doen, hulle aanbid hom as God. Dit is wat ons doen. En dan moet ons ook verstaan wat verlossing van sonde beteken. Wat dit beteken om vergifnis van sonde te ontvang en bekering. Mag hierdie Hemelvaartsdag sommer vir jou opnuut weer laat dink hieraan. Ek wil vir julle die storie vertel van Sint Lawrence. Ek kan ook sê Lawrence die Heilige in Afrikaans. Hy is in 250 na Christus is Lawrence die marteldood gesterf. Hy was die hoofdiaken van die kerk in Rome en hy moes die heilige objekte van die kerk bewaar en ook die armes versorg. Dit was sy werk. En toe het die gouverneur van daai tyd in Rome, Paus Sextus, gevange geneem en van hom geëis. Waar is die skatte van die kerk? Want Rome begin toe afdraand gaan en hulle raak al hoe armer en dan toe wil hulle die kerk se skatte hê. En die Paus Sextus het natuurlik geweier om dit te vertel, maar hy is gemartel, verskriklik gemartel. En iewers in sy marteling en die pyn en lyding, voordat hy dood is, het hy die naam van Lawrence gelaat val. En die gouverneur het hom toe laat haal, en hulle het vir Lawrence gesê, wel, jy gaan dieselfde dood sterf, jy moet nou vir ons sê, waar is die skatte van die kerk? En Lawrence het vir die gouverneur gesê, wel, ek kan dit vir u bring, maar dit gaan baie lank vat om dit bymekaar te bring. Gee my 3 dae, dan sal ek terugkom en dit vir u bring. En die gouverneur het ingestem en hy het Lawrence laat gaan. 3 dae daarna, toe kom Lawrence by die gouverneur se woning aan en hy het in die binnehof aangeloop met 'n horde mense saam met hom. En die gouverneur het op sy balkon uitgestap en hy het vir Lawrence gevra, waar is die skatte van jou kerk? En hulle sê, verhaal vertel, die werklikheid sit, Lawrence het vorentoe getree, gewys na die skare, die mense wat saam met hom was en gesê, hier is die skatte van die kerk. Is dit nie wonderlik nie? Dis wat Jesus kom doen het. Hy het mense hulle betekenis teruggegee, word kinders van God. En dan Lawrence en Paus Sextus en die disipels ensovoorts, hulle was getuies van Jesus Christus. Ons is die, ek weet nie hoeveelste geslag, getuies van Jesus nie. En ons is toegerus deur die Gees om te vertel van hom, van sy koninkryk, die werklikheid van hom. Jesus is hier, hy is teenwoordig. Dit is wat die hemelvaart vir ons sê. En sy koninkryk, en hy as God en Here, is die werklikheid. Niks kan dit verander nie. Kom ons bid saam. Here, ons vier vandag die hemelvaart, en met die hemelvaart die koningskap, die heerlikheid, die almag, die goddelikheid. Ons aanbid u, Jesus Christus, as Here. U is die Alpha en die Omega, u is die begin en die einde. Here, u is die blinkmôre ster. U is die verlosser. U is die een wat uitreik na die mens. En u regeer nou hier, Here, in Amersfoort, Ermelo, Volksrus, Suid-Afrika, Mpumalanga, die wêreld. U regeer, u koninkryk is hier teenwoordig.
U is oral teenwoordig. Ons aanbid U en loof U en prys U. Here, gebruik ons as die getuies om van U te vertel, U werklikheid, U opstanding, die kruisiging, U hemelvaart en U wederkoms. Ons bid dit, Vader, in die naam van Jesus Christus. Amen. Baie geseënde hemelvaartsviering vir jou. Ons as Christene het nie meer die voorreg om dit as 'n vakansiedag te hê nie, maar ons het nooit in 'n keer reg gehad daartoe nie. Die wêreld erken nog steeds nie eintlik vir Jesus Christus as Here nie. So mag die wêreld hoor dat Jesus Christus die Here is. Geseënde dag vir julle. By